Suid-Afrikaners wat direk van Eskom krag kry, steek hul hande van vandag af dieper in hul sakke. En die wêreld hou asem op vir die lansering van die Artemis 2 wat mik vir die maan. Goeiemiddag, dit is die 1 April en dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Diegene aan wie Eskom krag voorsien, sal van vandag af gemiddeld 8,76% meer vir elektrisiteit betaal. Die styging beteken dat 'n gemiddelde rekening van R2.500 met sowat R200 per maand sal styg. Die nasionale energiereguleerder NERSA het gesê dat 'n verdere aanpassing vir aanstaande jaar beplan word. Eskom sê dat die bykomende inkomste vir onderhoud aan die kragnetwerk noodsaaklik is. Munisipale verbruikers kan 'n verhoging van 9,01% verwag wat op 1 Julie in werking tree. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, sê die regering gee homself 'n maand tyd om opsies te ondersoek oor hoe om aan verbruikers verligting by die brandstofpomp te gee. Brandstofpryse het om middernag skerp gestyg ondanks die R3 vermindering in die brandstofheffing. Mantashe het gesê die verlaging in die heffing kan 2 of 3 maande duur, maar alle moontlikhede word oorweeg om verbruikers te beskerm teen die gevolge van die krisis in die Midde-Ooste. Die kabinet het vandag die uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste op brandstof, voedsel en ander noodsaaklikhede bespreek. Die DA het 'n beroep op die minister van Verdediging, Angie Motshekga, gedoen om dadelik die beoogde R2 miljoen se weermag golfdag op 9 en 10 April by Thaba Tshwane, as ook alle verwante sosiale geleenthede en parades te kanselleer. Die DA-LP en lid van die Nasionale Raad van Provinsies oor Sekerheid en Justisie, Nukanas Gotsal, sê die soort aktiwiteite behoort nie voorrang te kry bo die dringende noodsaaklikhede van soldate wat ontplooi word om die polisie by te staan nie. Soldate by die Ikapa militêre basis in Kaapstad woon na bewering in vervalle barakke met gebreekte vensters en sonder warm water. Die Amerikaanse president Donald Trump sê dat die VSA sy aanvalle op Iran binne die volgende 2 tot 3 weke sal beëindig, al is daar geen ooreenkoms nie. Hy sê die VSA het sy doelwit bereik om Iran se vermoë af te takel om kernwapens te ontwikkel. Trump sê die dood van talle senior regeringsleiers, insluitend die voormalige opperleier, het tot gevolg dat nuwe leiers vorendag gekom het wat minder radikaal is. Asiëse markte het hoofsaaklik positief op Trump se verklaring gereageer. Die Withuis het bekend gemaak dat die president Amerikaners vanaand oor die situasie in Iran gaan toespreek. En die wêreld hou asem op vir die lansering van die Artemis 2. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA beplan om 4 ruimtevaarders op 'n 10-dae reis om die maan te stuur. Dit is die eerste reis na die maan deur mense in meer as 5 dekades. Die Artemis 2 se bevelvoerder, Reed Wiseman, sê ondanks vroeëre tegniese terugslae en politieke druk, is hulle slaggereed vir die missie. We're doing this because it's a unique opportunity. We are going for all and by all. This is what NASA embodies. We have the best crew that you could put together from NASA and the Canadian Space Agency here. And we have the ultimate trust in each other. And that's how we will get through this. NASA-amptenare het bevestig dat die SLS ruimtevuurpyl beoog om kort na middernag Suid-Afrikaanse tyd te vertrek. Die sending dien as 'n toetsloopie vir toekomstige maanbasisse en om Mars te verken. Die Artemis 1 ruimtesending is in 2022 sonder bemanning lanseer vir 'n 25 dae lange sending om die maan. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Jy is bang, dit is tyd. Jy kan dit doen, jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek is 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.